As ek hoor homeostase, dan dink ek dadelik aan 'n wipplank of 'n skaal. Die wipplank of die skaal moet in balans wees en so moet ons liggaam ook in balans gehou word in ons interne omgewing. En wanneer dit nie in balans is nie en wanneer die wipplank of die skaal skeef trek, dan is daar 'n probleem binne in ons liggaam. Wanneer ons liggaam in balans is, noem ons dit homeostase. En wanneer ons liggaam uit balans is, dan is dit nie noodwendig 'n homeostase nie. En ons wil weer hê dat dit in balans moet kom. En dit wat maak en wat gebeur in jou liggaam, wat weer jou liggaam in balans bring, dit noem ons 'n negatiewe terugkoppelingsmeganisme. So moet nie te mekaar word met die twee konsepte nie. Homeostase is die balans van 'n interne omgewing. Ons gaan nou mooi kyk na die definisie en die negatiewe terugvoermeganisme is dit wat gedoen word of dit wat gebeur in jou liggaam om weer daai balans te kan handhaaf. Die definisie van homeostase volgens die eksamenriglyne is baie belangrik dat jy hom woord vir woord ken. So homeostase is die handhawing van 'n konstante interne omgewing binne in jou liggaam, ongeag die veranderinge wat in die interne en eksterne omgewing plaasvind. Kom ons kyk eers wat is die interne omgewing. So hierso kan jy sien is die bloedvate, binne in die bloedvate is die bloed. En wanneer hierdie bloed uit die bloedvate uit beweeg tussen die selle, dan noem ons dit weefselvloeistof. En hierdie weefselvloeistof word gesien as die interne omgewing. Faktore wat binne in ons liggaam konstant gehou moet word, is koolstofdioksied, glikose, sout, water, temperatuur en die pH. Die koolstofdioksied word konstant gehou deur die longe en die medulla oblongata. Onthou, die medulla oblongata is die deel in die brein wat onwillekeurige aksies beheer. Glikosevlakke word beheer deur die pankreas en die lewer. Die soutkonsentrasie word beheer deur die niere as ook die water en die temperatuur word beheer deur die vel. Ons noem dit termoregulering. pH is ook belangrik, maar by homeostase in graad 12 gaan ons nog nie kyk na dit nie. Die negatiewe terugkoppelingsmeganisme is dit wat dit moontlik maak om homeostase te kan handhaaf. Die 7 stappe wat ons nou gaan deurgaan is baie belangrik om die volgorde te onthou en ook om te weet waar jy punte kan kry. So hierdie stappe is by alles, elke liewe negatiewe terugkoppelingsmeganisme, of dit nou koolstofdioksied is, of dit nou water is, of dit nou sout is. Hierdie selfde stappe word vir al die negatiewe terugkoppelingsmeganismes gebruik om homeostase te kan handhaaf. Eerstens gaan die wanbalans waargeneem word. Die beheersentrum gaan dit waarneem en hierdie beheersentrum gaan reageer op hierdie wanbalans. Die boodskap word gestuur na die teikenorgaan. Die teikenorgaan gaan reageer en dit gaan die verandering teenwerk en die balans word herstel. Hoe die res van hierdie hoofstuk gaan werk is ek gaan verskillende videoetjies maak oor tiroksien, bloedglikose, water, soutte, koolstofdioksied en liggaamstemperatuur. En dan kan jy per video gaan kyk hoe elkeen apart werk.